Goeiemôre. Jy luister na oordenking 128 in die reeks Kopskuif. Volgens se tema is Life Scripts of draaiboeke. Ons elkeen het 'n life script, 'n lewensdraaiboek. Dit is grootliks 'n onbewuste oortuiging of onbewuste oortuigings waarmee ons leef, wat ons het oor onsself, oor ander mense en die wêreld om ons. Dit word reeds baie vroeg in ons lewens gevorm deur ons vroeë kindervarings. 'n Mens kan aan 'n life script dink as 'n basiese idee wat 'n kind vorm, dat vir my om veilig en geliefd te voel, moet ek op 'n bepaalde manier wees. Ek het reeds in oordenking 112 begin praat oor life scripts of draaiboeke. Terwyl ons babas is, kan ons nog nie veel van die wêreld en die mense daarin verstaan nie, maar ons kom baie gou agter dat sekere gedrag, 'n glimlaggie, geluitjies, fronse, drukkies of tantrums 'n bepaalde reaksie ontlok. Skielik kom hierdie klein kindjie agter, my aarde, ek kan die mense om my se gedrag beïnvloed. Kom ek probeer dit weer. Net so kom ons agter dat sekere gedrag nie belonings bring nie, maar eerder pyn of verontwaardiging, vernedering, wat dit ook al mag wees. En ons begin daardie gedrag vermy. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Die ma van 'n tweeling begin met iemand praat in die supermark en die twee klein goed is daar in die waantjie. En sy stel die tweeling aan hierdie persoon bekend. Jong, hierdie is Lisa, sy is die soet enetjie en hierdie is Lana, sy is die stoute een. Dink net die effek op Lana se selfbeeld en natuurlik Lisa ook, en die life script wat hulle sal uitleef. Iemand vertel my onlangs van 'n familie wat 'n life script gehad het wat iets klink soos die volgende. Jong, kom ons sê nou maar die van 'n Merwes. Ons van 'n Merwes. Die geluk is nooit aan ons kant nie. Dink aan 'n baba wat lê en huil in die kamer want haar doek is nat en sy's honger. Maar niemand kom nader, tel haar op, troos haar, trek vir haar 'n droë doek aan en voed haar nie. En baie vroeg maak sy afleidings van enige van die volgende of 'n kombinasie van die volgende. In hierdie wêreld is ek alleen. Ek kan nie op ander mense reken nie. Ek is nie belangrik nie. Ek kan maar net sowel van my behoeftes vergeet. Maar natuurlik kan 'n kind ook in dieselfde omstandighede 'n ander life script vorm. Ek sal skree en ek sal aanhou skree totdat iemand my hoor. Ek sal seker maak mense verstaan ek is hier en ek is belangrik, maak nie saak wat dit my kos nie. Ek sal seker maak niemand sal ooit van my behoeftes vergeet nie. Soms kan 'n kind per ongeluk 'n alternatiewe life script ontdek. 'n Kind wie se ouers verskriklik beklei, leef ongemaklik daarmee saam. Maar op 'n dag word hy siek. Baie siek, en tot sy verbasing staan sy pa en ma saam tydens hierdie siekte tydperk en beklei nie meer nie. Of in elk geval nie meer voor hom nie. 'n Rukkie later, sy weer gesond en die beklei gaan weer voort. Skielik word hy weer siek en pappa en mamma hou op om te beklei. Kan jy dink, hoe lyk daardie kind se life script? Hoewel daar 'n magdom lewensdraaiboeke is waaruit 'n mens kan leef, het Eric Berne gesê, al hierdie lewensdraaiboeke word gebore uit basies 4 lewensposisies. Ek het gister dit vinnig genoem, hier is dit weer. Die eerste is, I'm okay, you're okay. Ek is okay en jy is okay. Die tweede ene, I'm okay, you're not okay. Die derde, I'm not okay, you are okay. En die vierde is, I'm not okay, and you are not okay. Wat bedoel hy hiermee? Kom ons begin met die eerste. Ek is okay, jy is nie okay nie. Hierdie lewensposisie is die gesondste van die 4. In hierdie posisie veronderstel 'n persoon dat alle mense waardig is, waarde het en gerespekteer moet word. So 'n persoon staan in gesonde verhoudings. Hulle weet, hulle self maak foute, ander mense maak foute,
maar hulle kan dit oorkom. Hulle het 'n basiese vertroue in ander mense en 'n openheid teenoor ander, gewillig om tyd, energie en hulpbronne aan ander te gee. Hulle aanvaar mense soos hulle is. Hulle het gesonde grense om hulle self, met sterk innerlike waardes en oortuigings. Hoewel hulle vriendelike mense is hulle nie pushovers nie. Jy gaan hulle nie sommer oortuig om ander waardes te volg nie. Dis eintlik in hierdie lewensposisie van ek is okay en jy is okay, waarin 'n mens jou lewe wil spandeer. Die tweede lewensposisie is ek's okay, maar jy's nie okay nie. Uit so 'n lewensposisie projekteer iemand hulle eie probleme op ander mense. Hulle skinder, kritiseer, wil ander kleiner maak, want hulle is net okay solank ander mense nie okay is nie. Hulle voel goed wanneer hulle meerderwaardige ervarings het. Iemand in hierdie lewensposisie sal maklik vir ander lelike goed sê, in woede uitbars, ander verneder en ander persone swartskap maak, verantwoordelik vir hulle eie tekortkominge. So 'n persoon het eintlik 'n vloerlap of vloerlappe nodig om okay te wees met hulle self. Aggressie, vernyn, afkraking is hierdie posisie se beste wapen. Die derde lewensposisie is ek is nie okay nie, jy is okay. Dis die een waar mense depressief raak, waar 'n persoon leef met 'n gevoel van magteloosheid en minderwaardigheid. Hulle voel net okay met hulle self as ander hulle komplimenteer en hulle oppraat, mooi praat. Hulle sal dikwels hulle self tweede plaas of laaste stel sodat ander mense se geluk belangriker is. Let wel, daar is 'n verskil tussen nederigheid en diensbaarheid en hierdie posisie. Want hierdie posisie doen sulke dinge om aanvaarding by ander te soek. 'n Soeke na aanvaarding is hierdie posisie se sterkste bate om 'n pleaser te wees. Die vierde lewensposisie is ek is nie okay nie, jy is nie okay nie. Dis 'n posisie van hooploosheid. 'n Gevoel dat alles vertiel is. Hulle is gefrustreerd en magteloos. So 'n persoon glo nie dat dinge kan verbeter nie. Hulle vertrou ook nie ander mense nie. Niemand is opreg nie. Daar is nie iets soos ware liefde nie. Hulle sukkel om te oorleef in 'n wêreld soos hulle dit sien, wat net lelik en onregverdig is. Alles wat skeef loop, voel hulle gebeur met hulle. So 'n persoon leef met 'n slagoffermentaliteit. Hulpeloosheid en magteloosheid is 'n konstante in hierdie posisie. Dis hier waar mense moed opgee met die lewe. Kom ons wees maar eerlik. Ons beweeg maar almal, selfs as dit so met die een voetjie soms, in elkeen van hierdie ongesonde lewensposisies in. Waar ons aggressief is, afbreekend teenoor ander, of waar ons soms voel ons is nie goed genoeg nie. Waar ons soms moedeloos word met die lewe, met die wêreld, met die land. Voel soos 'n eindelose gesukkel. Maar die Here het ons mos geskape met besondere vermoëns en gawes, dat ons nie gedoem is tot enigiets van daardie 3 ongesonde lewensposisies nie. Die Here het ons geskape om te leef in daardie posisie, daai lewensuitkyk van ek is okay en jy is okay. Ja, ons het evangelietaal wat ons dit beter beskryf as ek is okay en jy is okay. Ons is verlostes. Ons is die kinders van God. Ons word nuut gemaak en herskep. God sal ons nooit alleen laat nie. So ons het Bybelse taal en ons moet dit beslis gebruik. Maar ek hou van die eenvoud waarmee ons soms net onsself kan vind. Leef ek vanuit die lewensposisie, ek's okay en jy's okay. Want ons kan beslis iets daaraan doen wanneer ons in die ander lewensposisies onsself bevind. En dis juis waaroor hierdie reeks gaan, om 'n kopskuif te maak. Waar vind hierdie boodskap jou vanoggend? Kom ons bid saam. O Hemelvader,
in 'n posisie van meerderwaardigheid, minderwaardigheid of hooploosheid. Ons kan nie daar leef nie. Ons kan nie daar die lewe van oorvloed leef wat U aan ons skenk nie. Help ons om deur die herskepping van die Gees 'n lewensposisie in te neem waar ons hoopvol, liefdevol, nederig, saggeaard en dapper die lewe kan leef. Here, wil U ons gedagtes tot bekering bring, dat ons 'n kopskuif kan maak en 'n hartskuif kan maak in die rigting waartoe U ons roep. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.